Ons doen breuke graad 4 tot 7, maar het gaan eintlik verder en ons het ons nou self almal aan mekaar voorgestel, so ek gaan nou daarmee beginne en ek gaan vir julle wys hoe kom kinders met breuke sukkel en ek hoop ek gaan julle ook op so 'n plek kry. Die een waarop Marista 'n expert is breuke is 'n deel van 'n heel. So Marista se aanslag, kyk hoe ploeg ek nou met haar kinders, is om partykeer te sê ons Marista op 'n bietjie, ons sê nie 2 1 kwart nie, ons sê 1/4, né? Sodat ons taal reg kry, want 'n kwart sê iets, maar hy neig so bietjie na persentasie toe. Julle hoor hy gravitate toe. Maar as jy sê 1/4 of 1/2, kyk hoe ongemaklik klink dit, maar jy sê net 1/2 een keer en 1/2 een keer, dan weet jy dit is 1/2. Okay, goed. Dan die Of volgende eintlik makliker om te sê 1 uit 4 dele of 1 uit 2 dele. Uit 2 dele. Okay, goed. Ja. Nou ek het so ietsie hier wat ek vir julle wil wys wat tussen hierdie goede lê. Hulle sukkel om 'n breuk as 'n storie uit te druk. Nou kom ek vra nou, wie gaan ek nou vra? Marie, dis joune. Vertel vir my die storie van 3 op 5. Die storie sou ek sê is 3 van die 5 of 1 appel is in 5 dele gesny en ek eet 3 van daai stukkies. Daar sê 3 stukkies van 3 stukkies van 'n appel wat in hoeveel dele gebreek is? Marlie? 5. Wat in 5 gebreek is. Okay, goed. Marlie, as ons nou na hierdie ene kyk, 3 op 5, daai hele appel is 5 op 5, is ek reg? Ja. Okay, is 5 op 5. Onthou, hierdie is vragies wat julle vir die kinders moet vra. Dit is goed wat nou heel logies by ons gaan uitkom, né? Want as ons met 5 op 5, né? Nou kom ek vra vir Marlie, of sy vra vir haar kinders, Marlie, is 5 op 5 dieselfde as 6 op 6? Hallo, wat gaan hier aan? Dit kan nie wees nie. Sien jy, Madre, dit klink na 'n onmoontlikheid vir die kind wat dit nie het nie. Madre, jy moet jou kop skud as jy met my is, Madre. Ja, okay, goed, right, nou Marlie, is dit dieselfde? Ja. Ja, dis reg, want sy gee altyd vir ons 1 hele, né? Okay, goed, nou Marlie, kom ek sê vir jou so, dit is wat ons aktiwiteite moet doen vir ons kinders. Praat met my oor hierdie ene. Wat probeer ek daar vir jou sê? 'n half is nie gelyk aan 'n half nie. Alle halwes is nie gelyk nie. So dit kan soos 2 op 4 en 3 op 6. Okay, maar dit is dieselfde. Hoe bedoel oom dan? Half is nie gelyk aan 'n half. Nee, het jy nie gesê? Ja, okay, kom ek wys jou gou hier so met 'n prentjie, né? En hierdie kry ons tot in die hoërskool. Stem jy my saam, ek het nou daai pizza so gedeel. Ja. Okay. Is dit reg? Ja. Okay. Daar's 'n sjokolade. Is dit 'n halwe? Ja. Is 'n half gelyk aan 'n half? Ja. Is daai half so groot? Nee. Kan jy dit hang af van die grootte en die vorm. Dit hang af van die hele. Nou, maar nie tot in die hoërskool kry ons hierdie, as hulle nou agtergekom het, 'n half is 48.
dan is 'n half altyd 48. Uit wat, jy weet sê net maar kyk, kom ons sê net maar uit wat 96 uit, né? So jy moet besef dat jy halwes en halwes kry. Okay. En dat dit nie dieselfde is nie. So hierdie is lekker gespreksaktiwiteite, dis kies toch gespreksaktiwiteite wat ons doen. Ek sal net so 'n bietjie na die sommetjies toe gaan en dan ja, doen vir my daai een, ek moes seker eintlik genommer het. Doen vir my hierdie deel in 2 is nie noodwendig 2 halwes nie. Dis die waarheid. Ja, so as ek iets in 2 deel, gaan dit nie noodwendig albei kante ewe groot wees nie. Dis reg, maar ek het hom in 2 gedeel, né? Is ek reg? So as ek en jy nou as ek en jy pizza eet, maar ek het hom gekoop, dan deel ek hom so in 2, né? Ja, dan ja. Ja, nou kan julle sien hoe maak ons vir die kinders net die horison groot, want hulle hoor nou die juffrou praat van 'n halwe, nou dink hulle deel in 2 is altyd 'n halwe, maar daar's plekke wat hy nie die helfte is nie, né? Okay. Goed. Nou hierdie ene, ek gaan gou 'n aktiwiteit moet ek wou eintlik die blokkies gedoen het, wat het ek nou 'n bietjie vergeet om dit te doen. Ek wil vir julle my aktiwiteit doen wat ek hierdie ene doen. So ek gaan net gou ek sien 'n nuwe slide insit. So ek laat my kinders, ek net gou hierso inkom. Ek laat my kinders 'n blokkie trek, sjokolade. Ek net gou skoonmaak. Waar doen ek kom hierso? Daar sê, okay, goed. Dan das is okay, goed. Right. Goed. En nou gee ons hulle lekker dimensionele aktiwiteite plus grootte en hulle kort vir jou wys en jy kyk ook wie sukkel en dan help jy hulle. Nou maak ons so, Marley. Hierso is 1, is ek reg? Ja. Okay, ek moet gou kopie. Goed. Wat moet ek doen om hom in 2 of nee, kom ek op so. Nou trek ek 'n streep hier. Hoeveel groottes het ek nou aan beide kante? 2. En hoe groot is elke een in 'n breek? Half. Bedoel jy so? Ja. Okay, kom ons gaan aan. Hoe moet ek hierdie in het opdeel? In derdes. Nou leer ons hulle sommer 'n bietjie om te skat. Nou ek het nou al so 'n paar my hierdie is bietjie kwaai uit. Goed, kom ons maak so reg en so reg. Nou is die vraag, Marley, wat is die grootste? 'n half of 'n derde? 'n half. Hoekom? Want dis as ons nou die sjokolade gebruik en 'n half en elke kind moet 'n stukkie kry, dan gaan jy 'n groter stukkie kry as jy dit net met 2 kinders deel in plaas van met 3 maatjies. Daar's hy. Ek wil hê jy moet oplet. Ek wil nou net vir Marley sê, sy is eintlik 'n NW juffrou wat hulle hier in 'n wiskunde pos ingedruk het, as ek reg, Marley. Okay, goed. Het julle agtergekom die oomblik toe ek haar vra om vir my dit in woorde te sê? Toe moes daai avatar eers gespin het. Sy het so 'n bietjie tyd opgemaak. Né? Wat wonderlik is, want nou weet ek sy kan dit nie dadelik sê nie. Nou besef julle die kinders kan nie hierdie woorde sê wat Marley gesê het nie. Né? En daarom moet ons hulle kry om dit te sê, en as jy in 'n klas besig is, dan sê die Marlietjie dit daar vir jou, en dan vra jy dit vir Bourientjie wat daar sit. 'n Paar van hulle moet dit sê, en hulle moet dit hoor by mekaar. Dis geweldig belangrik om woorde te maak. Okay, goed, nou kan jy sien hoe plaas ek nou vir Marley in beheer hierso. Marley, so, hoe is die volgende ene?
Marley, waar Hy is wys jy? nog net nie by my nie. Okay, jammer. Hierso. Nee. So ons gaan hom nou in kwarte deel. Okay, nou kan jy sien die oudjies weet dit nou nog nie, maar wat ek nou hierso doen, ek kopie hom net daar van die halwes af. Nou ons dink dis ons word daarmee gebore, maar ons word nie met dit gebore nie. Die kinders moet dit ontdek dat jy daai ene opdeel. So nou vra ek vir Marley, hoekom? Watter een is die kleinste? 'n kwart of 'n derde? 'n kwart. Hoekom? Want ek sal moet dit kan nog steeds in die chocolate manier verduidelik word, maar op so 'n brekke manier kan mens sien die kwart blokkies is kleiner as die derde blokkie. Jy kan dit sommer sien en sien julle dat gewoonlik sal 'n kind dink omdat dit 'n 4 daaronder is, moet hy groter wees, né? Maar dit gaan oor in hoeveel deeltjies hy gedeel is. Okay, so ek vat hom deur tot by 'n 10de toe wat ek nou nie met julle gaan doen nie, né? En dan elke kort, as ek nou hier by die 8ste trek, dan sê ek, okay, en 'n 8ste en 'n derde, watter een is die grootste en watter een is die kleinste, sodat hulle regtig 'n hands-on kan kry, en my ervaring van dit is daarna sukkel hulle nie weer daarmee nie, want hulle het homself gebou ensovoorts. Okay, goed, ek wil nie te veel praat nie, praat net iemand met my, maak hierdie vir julle sin. Madre, jy is nou nie hier, so wat het jy geleer, Madre? Praat net met my. Ja. Dis omtrent vir my is dit belangrik dat die kinders, want breek is oor die algemeen baie oorweldigend en dis om nou dan besluit hulle sukkel. So om uit en uit by die begin te begin, dat hulle presies kan sien waar kom jy van 'n hele, 'n halwe, 'n derde, 'n kwart. Dat hulle dit fisies sien. Ja, so ek dink dis belangrik dat jy begin by die begin, want anders begin jy sommer dadelik al breuke vergelyk of ja, nou weet jy nog eintlik wat is 'n breek nie of hoekom sê ons 'n half is groter as 'n kwart byvoorbeeld. Ja, en weet jy, ons moet hierdie ding sê, ek weet ons het een klas gedoen wat ek wil sê, nou ek gaan dit nou vir jou vra, hoekom noem hulle dit 'n breek? Want jy deel jou hele op, so jy breek hom fisies in. Gebruik geen wiskunde nie. Ons breek ons sjokolade op in stukkies. Ons breek hom aan flenters, kan jy hoor? Ja. Okay, ja. Goed. Kan jy sien dat ons vir die kinders moet sê, waaromtrent is die helfte van hierdie klaskamer? Kan jy sien dat ons nie net by die sjokolade bly nie? Maar waar is die helfte? Ja. Waar is die helfte van jou tafeltjie? Waar is die, kyk hoe lekker is 'n boek, né? Waar is die helfte van jou boek? Ja, okay. Alledaagse voorbeelde. Ja, ons moet van die alledaagse goede afkom en sê, maar breuke is eintlik nie 'n moeilike ding nie, né? Okay, goed. Ek is eintlik sommer nog so by die boortjies daar gaan nou later na die meer sommetjies toe gaan. Okay, ons het nou hierdie ene gedoen. O ja, en hulle verstaan nie dat 'n breek is 'n getal en hy kan op 'n getallelyn vat nie. So ons moet hulle daai liniaal gee, né? Dat hulle moet sien, daarso is, kom ons sê 0, en dan werk gewoonlik so op 1, en dan as daar 2 is, dan moet hulle vir my sê, maar daai is ook 'n helfte, tot daarso, en dan lees hulle sommer vir my 2,5 en 3, en dan tel hulle sommer in breuke hierso, aan op 'n liniaal, dan het hulle nou daai een, en ek kon nou nog iets daaroor gesê het. O ja, kan julle nou sien, dat nou kan ons gaan en ons kan sommer sê, maar hoeveel het hulle hom ingedeel? Hulle het hom in tiendes ingedeel, né? Is jammer 'n sentimeter. Hy is in tiendes ingedeel. So hoekom is 1 'n hele? Want dis 10 uit 10, al 10 deeltjies. En hier is dit nie al 10, onthou met die woorde soos sê, hier is dit nie al 10 nie, dis net die helfte. So dis hoekom dit net die helfte is, en dit is nog nie eens 1 nie. Okay, so dit is alles dinge wat 'n mens in jou klas moet inbou. Ek is nog nie eens by sommetjies nie, waar hierdie goede
wat ons dit vir hulle maklik maak, soos Madre gesê het. Okay, dan die volgende ding is, dat hulle besef jy dis 'n persentasie, en ons gaan net nou so 'n bietjie kyk daarna, en weet julle hierdie woord, nee. Okay. Wat, maar ek kan 'n bietjie op jou pikkies, wat jy het nou nie die kursus gedoen, so jy nie weet nie. Wat verstaan 'n kind as jy sê, vandag doen ons ekwivalente breuke? Ja, hulle verstaan glad nie. Kan jy sê, Hulle weet hulle verloor jou net daar. Okay, goed. So ons moet by ekwivalent kom, en dit klink vir my mens moet maar na die Engels toe oorgaan. So ons moet hulle so 'n bietjie taal leer. So, Madre, is ek en jy, en jy sal net nou die hak sien met die breuke, is ek en jy ekwivalent? Nee. Okay, maar ek het dan gedink ons is albei mense. Behalwe as ja, ek wil net sê, afhangend hoe met ons is albei 'n volle mens. Ja, So, kan jy sien? ja. Okay, goed, okay. So ons twee is ekwivalent, want ons is albei mense, né? Ons is ook ekwivalent, want ons is albei lengtes. Is ek reg? Ja. En ons het albei twee arms, daar's ook ekwivalent. So alle breuke is nie gelyk nie. Kan jy sien? Want jy het dadelik gesê, ek is ekwivalent, maar ons is nie heeltemal dieselfde nie, né? So, stem jy saam dat jy 'n stel ekwivalente breuke kan kry, maar hulle hoeveelhede is verskillend? Ja, ek glo so. Nee, Ja, want as jy nou vat, byvoorbeeld 'n kwart en 2/8 is ekwivalent, maar jou agste is 'n hele wat in 8 deeltjies verdeel is, en jou kwarte is 'n hele wat in 4 dele. So dit is ekwivalent, maar maar tog kry jy dieselfde hoeveelheid. Okay, is dit regtig so? Kom ons kyk nou net, né? Ek gaan nou, ek net vir my 'n bladsy oopmaak. Mens moet eintlik teruggaan na daai tweede skyfie toe van oom. Ja. Want ek sal laat die kinders dit op blokkies papier doen, en dan gaan kyk Ja. hulle daarso, dan sny hulle dit uit, en dan gaan pas hulle daai om te kyk hoeveel van die 4 dele kan in die 2 dele pas. Okay, maar weet jy waarmee is ek eintlik hierso besig? Maar dankie, Marista. Ek is eintlik besig om te sê, is die helfte van 'n haas soveel soos die helfte van 'n olifant? En Madre, dit is nie, né? Nee, jy sê ek is hier oom. Nee, verseker nie dieselfde nie. Ja, okay, so dis 'n ding wat ons hier heeltyd dwars moet inbou, maar ek wil nou teruggaan na wat Marista gehoor het, ek is mee besig, dat sy dit net daar toe maak. Marista, wat wil jy gesê het? Nee, ek het gesê hier by oom se skyfie, as die kinders dit self moet ontdek, dan laat ek hulle op blokkies papier hierdie trek, die reghoeke wat dieselfde is, en dan verdeel hulle dit dan nou in daai dele. Maar dan, as hulle praat van wat is dieselfde, dan sal ek sê, gaan kyk vir my hoeveel kwarte pas, of hoeveel deeltjies, die 4 dele, hoeveel van daai 4 dele kan in die 2 dele inpas. Ja, met ander woorde, ek het gou hierdie een kry. Met ander woorde, jy gaan hierdie ding doen. So, op 'n manier. En dan kan hulle alles wat hulle gedoen het, want oom het nou gesê, oom gaan tot by 10 dele. En dan kan hulle daai dele ook oppas om te kyk wat is dieselfde. En dan, so ek sê nooit vir my kinders ekwivalente breuke dadelik nie. Ons gaan pas eers en kyk wat pas by mekaar en wat is dieselfde. So watter breuke kan ons by mekaar groepeer om dieselfde grootte te maak. So dit is nou nie die haas en die olifant nie, dit is meer op 'n reghoek. Ja, okay, goed. Kom ons gaan kyk bietjie na hierdie en oor ekwivalente. Marley, jy het vir my hierdie ene gestuur, maar ek wil nie op hierdie bladsy skryf nie. Ek hak nou weer by Marista aan. Kyk nou hoe lekker kan ons hierdie doen.
praat met my Marley. So het ons van 2 af tot by 4 gekom. Of wat is Ja, wat moet ek in daai blokkie, wat moet ek daar bo skrywe? 2. Okay. Hoe lyk die volgende ene? 3 op 6. Ja. Okay, dis ene. Kom ek gaan met jou nou. Kom ek gaan met jou, né? Gee my 'n volgende ene. 4 op 8. En die volgende ene 5 op 10, né? 5 op 10, ja. Okay. En hoe het jy dit gedoen? Maar ek het gekyk hoe kom ons van 2 af tot by 4. Okay, goed. Sou jy sê hierdie is almal ekwivalent? Ja. Okay, kom ons doen hom weer, maar gaan jy nou in 'n ander rigting druk. Julle wat nou my kaart triek gesien het, sal nou weet waarmee ek nou besig. Nou gaan ek hierso skrywe. Praat met my. Ek weet waarom het kom, maar my kinders gaan nie weet nie. Nee, maar hulle moet nou uitfigure. Of dink jy ons moet hulle nog 'n scaffold gee? Ek dink ek sou hulle nog 'n scaffold gee. Ja. Wat se scaffold sou jy hulle gegee het? Die 2 daar in die middel. Waar wil jy hom sit? Daar langs die 1, soos bo in die middel die 2. Nou, kyk, gee hom vir jou so, gaan aan. So dan sit 2 op 4. En dan 4 op 8. En dan 5 op 10. Nee. 2, 4. 8 op 16. Daar is hy, volgende ene, laaste ene. 16 op 32. Okay. Goed, nou wil ek vir jou vra, ek het nou 10 dinge wat ek hier wil doen, maar kom ons kyk net, kom ons kyk nou, waar as ek nou dra. Wat dink jy, moet ek onder elke een van hierdie bruggies sit? 'n maal 2. Okay, goed, dit is, ek stem met jou 100% saam, maal 2, en bo ook maal 2, né? Ja. Goed, maar dit is nou 'n ander vraag wat ek jou nie gevra het nie, so antwoord wat jy vir my reg gegee het. Jy het nog nie my vraag beantwoord nie. Wat moet ek daar onder die blokkies skry, onder die bruggie? Wil jy scaffold hê? Asseblief hoor. Okay. Is daai dieselfde as daai ene? Ja. So is gelyk aan dan. Kan jy sien? Nou sê ons, okay, kyk hoe slim is ons nou. Okay. Goed. En kan ons dit hier onder ook sit, Marley? Ja. Okay. Goed, ek hou van jou idee dat jy gesien het die bo en die onder so vermenigvuldig is. Okay, goed, nou gaan ek hierdie goed, dat ek het gesien waar ek nou heen gaan, ek het nou hierdie gedoen, ek het daai gedoen. Okay, kom ons vat nou hierdie goed. Okay, so as ons, dat ek het gesien, tweedes, kom ons net omdat ek nou daaraan dink, kom ons gaan nou van hier af na persentasie toe. Okay, Ek wil net ook graag ietsie sê. asseblief kom in.
kom Daai in, die op vorige hierdie ene, ek op, ja, die vorige ene, dit vat baie hande met meetkundige patrone of getalpatrone om te sê die eerste of die eerste ene in die patroon is 2 en die tweede een in die patroon is 4 en die vierde een in die patroon is 8. So hy vat lekker hande met getalpatrone ook. Ja, dis nou lekker, né? Daai patrone, noem jy, ons moes inset en uitset, is dit waarvan jy praat, Marista? Ja. Ja, oom. Dis hier is jou inset, en daar is jou uitset. Yes, ek het nou nie gedink om aan patrone te koppel nie. Getalpatrone. Okay, goed. Alright, ek wil nou eintlik gaan na hierdie ene toe. Marista, wat ek nou wil doen is, ek wil nou na persentasies toe gaan. So ek kan nou, ek het gou my draw kry, ek wil hier so uitvee. Ek sit hier op my voete en dink en nou moet Marista my help. Marista, ek wil nou uitkom dat ons hierso sê, ons werk het met eers 50, met 50 en 100 en sit ons selfs 0 hierso sit, né? Is dit reg, Marista? Ja, of 10 oom. Okay. 10 werk op lekker gewoonlik. Okay, goed. Maar wat skryf ek dan hierso? Waar oom? Hierso. Kyk, dit hang af seker van uit hoeveel dele uit. Oom het nou gesê half is 50%. So 100% is 2 uit 2, né? Dis reg. So die 10% gaan nie in hierdie geval werk nie, maar hy gaan op 'n ander met 'n ander op 'n ander een, okay. So hierso moet ek sê is mos 0, né? Ja. So ek het hierso 0%. Okay, goed. En dan sal ek kom en ek sal die 25s insit, né? Dit nou reg. So is dit nou hierso 2 op 2 is 100% en 50%. Gaan hy uitwerk met 2 op 2, Marista? Nee oom, want oom kan dit los so om te sê 2 op 2, maar dan hoeveel dele is hy verdeel? Hy is in 4 dele verdeel. So dis 4 op 4 by 2 uit 2. Ja, daar sê, dankie, ons moet op daar sê, dankie. Ons moet 4 op 4 wees, 4 op 4, dankie. En hierdie ene is dan 3 op 4. En hierdie ene is dan, ek het 'n sommetjie hoor, hier is 75 en hierso is 5, hier is nou 25 kry, dis 1 op 2 en hierdie een is 1 op 4. Okay, goed, ek het gou kyk waar is daai sommetjie van my. Ek het hom met 'n tree map ingesit. Okay, goed. So as ons dis nou presies hierdie ene, né? So as ek maar ek is nou weer by jou. So as ek nou wil weet, onthou dat ons het nou hierdie ek net gou daai ander ene gaan kry. Ons het is dit nou hierdie ene. Ja, ons het ek is gou hier 25 skrywe. Persent en persent en persent. So kom ek vat. En dan daai half kan ook 2 kwarte wees. 2 op 4, die half. Hy kan ook so wees, né? Ja. Ja, okay. En dis 'n lekker een om dan vir die kinders te sê dis dieselfde ekwivalent. Ja, sommer om daar inbou. Dankie Marista. So kom ek vat nou hierdie ene. Waar is my kopie nou? Ek vat hom na hierdie ene toe. So ons het hierdie nou klaar gedoen. Okay, nie ons nie, die kinders het dit klaar gedoen. Nou, Marley, wil ek van hierdie kant af werk. Hoe gaan hierdie tree map hierso lyk? As ek hierso 20 skrywe en dit is my som. Nee, maar ek weet nie, ek het dit nog nooit in 'n vorm van 'n tree map gedoen nie. Dis reg, kom ek vra vir jou, hoeveel takke moet my tree map hê gegee my som? 2. Sal ek raai. Ek weet nie, ek het dit nog nooit so gedoen nie.
Okay, nee, is reg. En hoeveel moet ek die 20 deel, Marley? Om daai som te laat werk. Ja. Goed. So hoeveel moet ek by elke 4 skrywe? Die tak. 5. 3. Ek weet nie. Wat moet ek hierso skrywe, Marley, wat ewig groot is, sodat dit vir my 20 gee? Nee, nie in 'n breek nie, in 'n getal. 'n heel getal. 5. Ja. Kan jy al vir my sê, hoeveel is 3 vywe? 15. Okay, kom ons vat dit nou op jou manier. Wat het jy gedoen om 24 te kry? Deel. Wat het ek gedoen om? Om 24 te kry? Ek het gedeel. Is jy seker? Om 24 te kry. O, ek het gemaal. Met hoeveel? Met 5. Wat moet jy hierdie kant doen? O, ek maal met 5. Wat is die antwoord? 15. Goed, is hierdie 15 se figure out en hierdie 15 se figure out dieselfde? Ja. En is dit ook daai? Ja. Okay, so wat ek hierso vir julle wil sê is, hoe meer keer nou in die hoër wiskunde is dit nie so maklik nie, maar hier in die laer wiskunde, hoe meer maniere jy het om 'n som te doen, die kinders te laat ontdek eerder, hoe beter is dit. So as ons byvoorbeeld langdeling doen, dan doen ons langdeling en langvermenigvuldig ten minste op 4 maniere. Want wat die een ouetjie nie raak sien nie of van hou nie, sien jy op 'n ander manier raak. Okay. Wat praat julle daarso, Marlies? Marlie, wat praat julle daar? Ekskuus, moet ek weer teruggaan, Marlie? Asseblief, maak en die wat hulle gee werkie. Die kinders is meer confused as enigiets anders. Hy maak 'n mens se mind oop, want hy sê ons moet nie leiers wees nie. Die kinders moet leiers wees. Oh, wow, ja. Die kinders moet die leiers wees. Ons moet net scaffold. Scaffold beteken jy help. Ja. Maak dit sin wat sy sê, Madri? Ja. Ja. Okay. Die ding is Goed, net sê- die normale, of kom ek sê, 'n juffrou stap in die klas en dan gee sy vir die kinders hierdie som, dan sê sy 20, wat moet jy met die 4 doen? Deel, en jy moet maal met die 3. Dan verstaan die kinders eintlik glad nie wat om te doen nie. Dan kom hulle in eksamen, dan het hulle nie 'n idee nie, want hulle weet nie wat jy moet hulle maal en wat jy moet hulle deel nie. Maar as jy daai 3 map trek, dan kan hulle dit sien. En dan kan hulle verstaan waar kom dit vandaan. En hoeveel dele moet jy die 20 verdeel in 4, want hy sê vir jou onder en hoeveel dele hy moet verdeel word. En baie kinders skryf mos hierdie, as hulle hierdie antwoord in die eksamen skryf, dan skryf hulle dit as 'n breek en nie as 'n heel getal nie. Maar nou, as jy gaan kyk daar, daai 5 plus 5 plus 5 is 15, dan kan hulle verstaan, okay, die antwoord is 15. En dis nie 'n breek nie. Maar is dat terwyl nou lekker aan die praat is daar, jy het by ons laaste summit het jy 'n lekker les gedoen oor breuke met skêre en goede. Wat het jy daar gedoen? Hoe het jy begin en net so in breë trekke? Ons het eintlik ek het agter, ek weet nie, ek dink nie ek het nou my skyfies naby nie oom. Wat ek gedoen het is ek het agtergekom die kinders sukkel met kapasiteit. En dan om die breuke en kapasiteit te doen met volumes ensovoorts.
toe, want die kinders weet almal wat is die helfte van 'n liter is 500 ml, maar hulle weet nie altyd wat is 'n kwart liter of 'n 3/4 liter nie. En toe het ek het 'n stukkie papier gevat. Ek het hom mens kan eintlik 'n A4 papier vat wat ek vir die kinders gewys het. Jy vat jou A4 en jy skryf onder 0 milliliter en dan bo skryf jy 1 liter of 1000. En dan moet hulle dit in die helfte vou en dan weer in die helfte vou. En toe het ons, laat ek gou kyk, miskien kry ek dit, laat ek gou kyk, waar is dit? Ek dink moet aangaan en dan gaan ek gou daai skyfies, is moeilik om so uit my sommer so te gesels. Nee, is doodreg. Nou kyk as ek nou net weer op Marista se wa gaan klim, nê. Ons kan hierdie ding, hang op waar as jou kinders, kan jy presies ook met 'n stukkie papier doen, nê. Dan vat jy dieselfde A4 papier wat ek net 'n pennetjie kry. Jy vat jou A4 papier. Dis nou die derde metode. Dankie Marista. So hierso is nou 20. So wragties as om in die helfte vou, dat ons 'n deelsom gedoen, kan jy dit dink, en ons sit met 10, en ons vou hierdie ene weer hierso, dan sit ons wragties met 15, en jy sit hier, daarso, en dan kan jy gaan kyk, en dan daai ene is 5, en hierdie is so groot soos daai, en daai is so groot soos daai, en daai is so groot soos daai, wat die kinders nou vir jou moet aandui. En daai is so groot soos daai. So hier is nou presies 3 maniere hoe jy een breeksom vir die kinders op meer as 1 manier laat oopbreek. OK, goed, Marista, jy sal vir my sê. Ek kan gou met oom hulle deel. Ja, ek het hom, ek deel, ek gee vir jou. OK, dankie Marista. OK, laat waai Marista. Nou wonder ek. Kan oom hulle my skerm nou sien of nie? Hy sal seker nou kom. OK. Daai ene. Daar sy. Ek glo julle kan hom nou sien, hè? Ja. Ja. So dit is die papiertjie waarvan ek gepraat het. So hier onder hy is nou baie lelik, maar julle kan 'n mooi aanduiding sien dat daar is 0 milliliter en dan bo 1000 milliliter. En dan het hulle hom in die helfte. En dan uit hierdie uit leer ek vir hulle desimale breuke en ek leer vir hulle persentasies en alles op een dingetjie. So hierdie was een van, en ek is mal oor hierdie les om dit met die kinders te doen. Hierdie ene is dan nou Ek sê maar, gaan net 'n bietjie terug. Ek wil net iets hierso sê, nê. Onthou nou, hierdie ding is so bekrap, maar is daar daai antwoorde waar daar staan, bo regs 2 op 2, 4 op 4, wie dit gegee? Het jy dit vir die kinders gegee, of het hulle dit vir jou gegee? Nee, hulle het dit vir my gegee. OK, so wat ek vir julle wil sê is, hierdie, asseblief, is nie 'n PowerPoint, wat sy gemaak het en gesê, kom ek verduidelik dit nie. Hy is van 'n skoon stuk papier af, daai 4 reghoek aan die linkerkant af, is hy gebou tot hierso. So, Madre, jy het hom baie duidelik, né? Dis nie die juffrou se verduideliking wat hier aangaan nie, die kinders het hom so gebou. So, ons sien nou eintlik die einde van die les, bekrap en ek kan nou so 'n bietjie vir Marista terugkry, bietjie deur mekaar en distractive, maar die kinders se breine het die prentjie. OK, goed, dankie Marista. OK, oom. Dis hy. Nee, gaan jy het nog iets daar, jy was nie klaar nie. Dit nog wys. Ja. Ons eintlik vat ons eers die papiertjie en ons deel dit net in 2 dele. En dan kom hulle agter wat is 500 ml. Jy het 'n beker daar gehad. Wat is dit? Daai volgende ene, is hierdie ene die volgende ene. So hierso wys ek dan vir hulle volgens Jy moet deel. Koek. Ek net gou my goedjies regkom. OK. Wat ek ook doen is ek wys vir hulle die maatbeker in die klas. En dan vat ek dan my papiertjie en ek sit hom so en dan sê ek vir hulle, dit is die intervalle. En as jy hom vou, dan is dit die intervalle waar jy dan moet lees. Ja, so jou voue is die intervalle op jou maatbeker.
En dan begin ek eers om die papiertjie na half te deel en dan in kwarte en dan in agtstes en dan vat ek 'n heel ander papiertjie en dan doen ons dit in 5 dele en in 10 dele. Maar daai papiertjie meet ek vooraf vir hulle uit, want anders te vat dit te lank vir hulle om dit te meet in die klasondanigheid. Nou nie by die thinking tool eindlesse nie, want hy moet meer uitgemeet word. Ek wil net iets vra. So daai liter merkie op jou beker, dit gaan die lengte van die papiertjie wees waarmee hulle gaan werk, is ek reg? Ja, en as dit in 10 dele verdeel is, dan moet jy baie mooi gaan somme maak, want jy kan hom nie presies deel nie in jou papier nie. As jy A4 gebruik, dan kan jy in kwarte en halwes en agtstes, maar as jy na 5/5 in 5 dele of in 10 dele, dan moet jy hom meer gaan akkuraat uitwerk, sodat hulle daai voue mooi kan sien, want hy gaan nie, die beplanning is bietjie groter vir jou om die 5 dele en die 10 dele met hulle te doen. Kom ek gooi nou vir die onderwysers ietsie so uit, as jy nou hierdie ene gebruik, en kom ek sê jou beker is 'n halwe A4, so A4 is dan 2 keer so lank soos jou beker se afmeting. Sien julle, as ons dit nou doen, maar dis nou jou tweede aktiwiteit, né, op hierdie ene, dan is ons sommer nou besig om rasio ook in te bou, sonder om die woord rasio te sê, want die helfte se lyntjie op die A4 papier gaan 2 keer so lank wees soos die helfte van die beker, omdat die papier is dubbel so lank. So ons kan lekker daar met dieselfde goed te werk, en hier kom hierdie ding nou uit dat alle halwes is nie ewe groot nie, maar dit bly 'n halwe. En dat elke halwe Marista het 'n ander antwoord. Dis nogal 'n interessante ding wat ek nou hier ontdek, né? Alle halwes het 'n ander antwoord, want dit hang af of dit 'n olifant of dit 'n haas is. Het jy nog iets daar wat jy kan deel, Marista? Ek wil net ook sê dat as ek dit met die kinders gevou het met ek noem dit sommer 'n strippie papier, die strippie is my intervalle, maar dan gaan doen ek dit op so 'n bridge map. En dan kan die kinders dadelik vir my sê, as ek 2 streepies trek, 500 ml is 'n half. En as ek 4 streepies trek, dan weet hulle die intervalle is in 4 dele verdeel, of hy's in 8 dele verdeel. En dan werk dit baie lekker om dan na die 10 dele toe te gaan, want hy gaan dan oor na persentasie toe, en dan doen ek sommer die desimale breuke ook hierso, want dit is my regtig half silly dat ons die kinders in kapasiteit desimale breuke leer, maar ons leer hulle nie eintlik desimale breuke as 'n afdeling nie. En dan moet hulle in kapasiteit in graad 5 en graad 4 moet hulle weet 0,5 is halwe liter. Hulle weet almal dit, maar dan weet hulle nie wat is 0,250 liter nie. En hulle moet daai oorskakelings en omskakelings kan doen. Maar hulle leer eers in graad 6. Hulle leer eers in graad 6 van desimale breuke. Maar ons verwag hulle vir graad 4 en graad 5 om reeds die omskakelings te doen vir kapasiteit en vir gramme, massa. Ja, dit sal ek gaan nou iets wys as jy klaar is. Het jy nog iets daar vir ons? Ek steel nou baie by jou. Maar kan jy asseblief net daai vorige ene weer vir my, ek wil net 'n screenshot van daai ding vat. Ek is net vandag op 'n oproep met my vakhoof. Ek sal kom ek kyk gou. Praat jy van hierdie ene? Wag, laat ek net gou met jou BRC. Daai enetjie. Daai eers een van waar jy die papiertjie gevou het. Weet jy, ek gaan vir jou my nommer gee, my selfoonnommer, en dan sal ek al my goedjies stuur. Dan sal ek vir jou screenshots. Dis makliker. Right. Dankie. Oom. Hey, dankie Marista. Ek wil nou iets daar doen wat by haar aanhaak by my goed, hè. So ek sal dan nou ek gaan weer, ek dink ek het nog hierdie ene as 'n kopie daarso. Ja. Goed. Ek sal dan op daai ene, sal ek dan nou so ene maak.
Ag, kom nou. En ek sal hierso wel ek kan, ja, wag eens, hier sien ek nou nog 'n ding raak. Ek sal hierso my bewerking doen. So hierdie is 1 op 4 en hy gaan vir jou 0,25 gee, né? En dan hierdie een is 1 op 2 en sy antwoord gaan wees 0,5, 0,5 is reg, en hierdie ene is 3 op 4 en hy is 0,75. Kyk nou vir kas, ek wil die 0 daar aan die kant geskryf het. 0,75 en hierdie is 4 op 4 en hy is 100. En wat ek sou gedoen het, ek sou met hierdie ene begin het. Ek sê, ek het verkeerd gemaak daar in my stop. 1,0. Ja, en was my pennetjie, nou het ek my pennetjie 1,0 wat gelyk is aan 1. So ek sou met hierdie ene begin het. Dat hulle omgegaan uitwerk gesien, dis 1, as skrik niemand nie, en dan vat ons daai ene, en ons vat dan nou die 4 en ons deel hom daarin, en kom ons doen. Ja, kyk, julle werk, julle moet die kinders leer, is 'n ander klas. So hier moet hulle die 4 indeel in die 30 en die 0 bysit en daarby uitkom. So ons het dit in 1 pakket. En dit is wat ons doen. Ons breek silo's af, want in die tradisionele onderwys is hierdie 'n les. Hierdie is 'n les en hierdie is 'n les en hierdie is 'n les, 4 lesse. En ons probeer dit, ons sit hom in 1 les, want is 1 stel konsepte. Dis nie 3 goede nie. Dit moet gelyktydig doen, want in die eerste plek steel dit geweldig tyd as jy dit apart doen, plus die kinders weet nooit waar is hulle dink persentasie is 'n ander ding. O ja, ek wil net gou vir die mense sê, kan julle nou begin sien, as ek vir julle sê, jy kan 2, luister Madrey, jy kan 2 CAPS curriculums in 1 jaar doen, as jy hierdie goede begin saamgooi. Want in die eerste plek, wen jy 3 weke, want jy hoef nooit weer hersiening te doen nie. Want die kinders sien die goede as 'n pakket. Ok, so ons leer verskriklik maklik, maar hierdie is 'n alles of niks wet. Of jy doen dit nie. Dis nie 'n halfpad ding. Jy kan nie bietjie verduidelik en bietjie tree maps en thinking tools doen nie. Ok, kom maar kyk, wat het ek nog vir julle hierso? Ek het nou daai ene ingesit. Sien julle, as ek nou vir die kinders hierdie ene gee, nou Marnie is nou lekker met haar departement so of daarso, maar kan julle nou sien, Madre, jy gaan nou vir my hierdie ene doen. Wat gaan ek doen om hierdie som te laat werk? Kyk, ons gaan die 18 verdeel in 6 gelyke dele. 2, ja. Okay, so dan is elkeen van hulle 3. 3. Ek wil net vir jou so sê, kan jy nou al vir my beginne antwoorde gee, hoeveel is 3/6, sonder om die som klaar te maak? Om die som klaar te maak? Ja, sonder... Om fisies, ja, want jy vat daai, ek kan maar sê, soos jy kan sommer daai 3 groepies het om klaar te skryf, dis reg. Om 'n paar tel of 3x3, ja. Ja, dis reg. Okay, so wat ons breine doen, Madre, en die ander, die brein is 'n patroon seeker, hy soek patrone, né? Het ek nou 6 hierso, ek het nou 7. Vir daai met uitkom. Ek het 1, dankie, ek het draai 1 te veel, jammer. Okay, so ek gaan dadelik sien, ek is nou by die helfte en hier is nou nog 'n ander 3 en nog 'n 3 en dan is my 18 reg. So as ek hierso kom, dan weet ek al wat is my antwoord. En dan begin intuïsie 'n verskriklike belangrike rol speel. Wat my gut sê vir my, ek is reg. So as ek nou hierso gaan skrywe, nou kan ek hom gaan toets 3 op 6.
ek sê daai een mag nou nie meer 18 wees nie. Ons moet nou sê, okay, wat het ek gedoen om dit te kry? Ek het gemaal 3. So wat het ek daar gedoen? Het is gemaal 3 en daar is my antwoord nog 2 maniere wat ek dieselfde som kan doen. En dan, kyk nou gaan ons terug, want ons wil nie kinders hê, die kinders moet punte verloor nie. So ons gaan nou vir ons sê, okay, goed, kom ons doen nou hierdie ene, 3 op 4 maal 18 op 1. Onthou nou hierdie ene moes ons al lank al gesê het, dis 18 op 1, so ek kan vaar dit nou, en dan kan hulle nou, hulle sommetjie, ekskuus, ek sê vir 6 daar, 4, en dan kan sê, okay, goed, kom en weet jy wat, jy moet elke kind, die 2 kinders wat die verskillende maniere het, om dit uit te werk, so hierdie een gaan sê, daai een is so, maar as jy kind wil sê, 3 op 6 maal 18 op 1, en hy wil daai ene doen, dan moet ons almal toelaat om dit te doen, want kinders kyk by mekaar af, en ons leer by mekaar, so en daarna moet jy vir die kinders sê, vertel vir my in jou eie woorde, maar jy mag nie die som doen nie, wat het jy gedoen met hierdie ene? Dan moet hulle vir jou so sê, hulle sê vir my, so Kas, ek het hierdie 6 gevat, toe deel ek 3 daarin, toe kry ek 3, toe vat ek hierdie en toe kry ek, hy gaan 1 keer daarin, toe, ek het my som nou reg, 3 gaan 2 keer daarin, toe vat ek hierdie een en ek deel hom daarin, en ek kry, waar is my som nou reg? 1 op 2, ja, 2 gaan daar op 9 keer, en 1 maal 9 is 9. Hierdie kind moet vir my hierdie, en dit is wat ek net nou met Marley gedoen het, praat met my, hoe het jy hierdie som gedoen? So dat die kind ek noem het altyd ek gaan dit nou vir Marley herhaal, sy is nog bezig daar, so dat die kinders dit in mense taal kan doen, want hulle dink wiskunde is 'n vreemde ding. Marley, wat ek nou hierso gesê het, wat ek het gou gesien, is sy nou, Marley, jy het nou vir my gesê, jou departement, kan jy my hoor? Ja, ek is terug. Wil jy vir my sê, jou departement is belangriker as ons hierso? Geweldig. Ek trek jou been, maar ek kon net nie die versoeking weerstaan het nie. Okay, Marley, wat ons hierso gesê het, ons het nou hierdie enetjie gedoen, kan jy sien dieselfde sommetjie, wat ons nou op hierdie selfde manier gedoen het, nee, Madre het hom nou vir jou gedoen. Okay, ja. Okay, ek het daai eerste een afgeskryf. Okay, goed, en dan het ons, dan laat ons die kinders hierdie som doen, deur eers hierdie 3 op 6 half te maak, ja, en as hulle vir jou verduidelik, as ek nou hierdie, dan sê jy vir my, wat is die woord wat ons nou weer hier gebruik vir daai 2? Dan is dit ekwivalent. Ja. Kan jy sien? Okay, ja. Goed, en dan moet die kind vir jou verduidelik, en toe het ek die 2 gevat, ek het hom die 18 gevat, toe het ek hom die 9 gedeel, en 'n ander kind gaan weer dadelik hierdie 6 daarin deel, sê, hoe as ek die 6 gevat, toe deel ek hom deur 6, toe kry ek 1, toe deel ek die 6 deur die 18, toe kry ek 3, toe maal ek die 3 met die 3, toe kry ek ook 9. Kan jy sien? Dis 'n tipe van affirmation wat ons van die ander leerders kry, dat ek reg is, al het ek het op 'n ander manier gedoen. Want ek dink altyd ek is verkeerd, maar as ek hoor die ander... Gaan hierdie tree-diagram nie makliker wees. Marley, sit net jou kamera af, jou stem kom nie lekker deur nie, dit is nou belangrik. Sê weer? Gaan dit nie makliker wees om dadelik die 3 op 6 'n half te maak om hierdie som te doen nie? Vir jou, ja. Jy hoor wat ek sê, so ons moet hierdie kinders wat hierdie manier doen, toelaat om dit te doen. Daar's nie 'n maklike manier nie, dis hoe ek verkies, kom by Marlies, dis hoe ek verkies om dit te doen. Okay. So jou maklik is nie noodwendig my maklik nie, solank albei reg is. Okay.
Sê lekker daar, okay. Goed, kom ons kyk wat het ek nog hier ingesit. Okay, ek soek eintlik iets anders waar het ek hom ingesit, ek het hom vroeër ingesit, dan sê, kom ons kom bietjie by hierdie ene. Nou moet ons hierdie by mekaar tel. Nou het ek 2 maniere om dit te doen. So kom ek begin eers met die wiskunde manier en dan gaan ek gaan Marista my help met die ander ene. Kom ons maak so. Want dis nou 'n engse ding want jy kan die 2 nie by mekaar tel nie. So kom ons skryf hierdie in ekwivalente breuke in. Kom ons maak so 1 op 2 en 1 op 3. Okay, goed. So, Marie gee vir my 'n ekwivalente breek wat nou nog nie ekwivalente breek van hierdie ene, van die half. 2 op 4. Nog ene. 3 op 6. Nog ene. 4 op 8. Goed. Kom ons vat die onderste ene, praat met my. 3 op 9. 9, 8, 6 op 18. Okay, jy gee te groot tree, want ons gaan nie uitkom waar ons moet uitkom nie. Breek hom in kleiner ekwivalente breuke op. 2 op 6. En my nog ene. 3 op 9. Daar sê. Goed, so ons werk gewoonlik in veelvoude, kan jy sien? Ja. 3, 6, 9. Okay, goed. Wat is nou daar dieselfde in daai bridge map in terme van 'n half en 'n derde? Die 3 op 6 en die 2 op 6. Ja, ons het hier so met goed oor dieselfde is. Okay, goed, en stem jy met my saam, ek het nou hierdie voor die tyd gedoen. Hierdie is 'n half en hierdie ene is 'n derde, né? Ja. Goed, hoe kry ek die derde in 6des in? Maal 2. Okay, so kan ek elke ene so maak. Ja, want dan deel jy hom in 2. Okay, goed. Nou ek gaan nou net iets anders hierso doen, maar ek wil vir jou die 2 wys. Okay, goed. So ek het hierso gemaal met 2, toe kry ek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So wat moet ek nou hierso doen om 6 te kry? Waar die ander kant behalf maal 3. Ja, hierso ja. Jy moet elke blok in 3 dele deel. Okay, jy bedoel so. Nee. O, jy kan dit ook seker doen. Ja, kan jy sien, dis hoekom ek net een annetjie net nou gedoen het, né? Sien jy? Okay, goed. So hierdie het ek nou 6 op 6, stem jy saam? Ja. En hier het ek 6 op 6. Ja. Goed, kan ek nou hierdie by my hoeveel 6des het ek nou nodig om by 'n half uit te kom? Is gelyk aan 'n half. 3. Kan jy sien, dis daai 3. Okay, en hoeveel het ek hierso? En nou kom die ding, ja, dis nou wat ek vir jou gesê het. Nou kom ek by die kinders, dan sê ek vir hulle, dis nou 'n vraag, is hierdie 6de so groot soos daai 6de, Marley? Nee. Hoekom nie? Ja, maar dit lyk nie so, ek weet. Kan jy sien, dit is nie hoe hy lyk nie. Kan jy sien, maar hy is ewe groot. Ons het al twee, daai, ek wil vir jou sê, daai blokkie, ek wou gedink het om hom in 'n blok te doen, maar toe, daai blokkie wat ek daar het, is gekopie van daai ene. Kan jy sien, daar is hy nie is hy presies. So daai 1/6 moet dieselfde grootte wees as daai ene.
Al lyk hy nie so nie. Ons het dieselfde blokkie gevat, en dis wat ek net nou gesê het, daai twee dink hulle is nie groot nie, omdat hulle nie dieselfde lyk nie, maar hulle is dieselfde. Stem jy saam? Ja. Okay, so hoeveel van hierdie sesdes moet ek nou by mekaar tel? 5. 2. No, jy moet nog 2 by daai 3. Daar sê. So hoeveel vyfdes het ek nou? Sesdes bedoel ek. Ons het 5 sesdes. Ons het 5 sesdes, okay? En dan kan jy hom op die skoolse manier doen. Want ons het nou hierdie ene gekry. Is dit nou die KGV of die GGD? Kleinste, grootste, wat is dit? Ek weet nooit. So die KGV, okay? So ons het nou hierso 6, né? En dan kan ons die som doen, wat, kyk nou vir my, goed, 'n half, plus 'n derde, en dan sê ons goed, hoeveel het ons, en ons doen eintlik hierdie selfde som hierso, daar is net meer konkreet, so hier gaan ons sê 2 gaan 3 in 6 in, 3 maal so 1 maal 3 is 3, hierdie ene gaan hy 2 keer in plus daai 2, en dit gee vir ons 5 op 6. Kan jy sien, ons het 3 maniere wat ons dieselfde som gedoen het. Okay, so as ons na hierdie ene toe gaan, maar gaan hom nie, oor daai het ons gedoen, breuke en persentasies het ons gedoen, nee, waar is daai ene wat ek net nou gehad het? Daai ene, okay, so kan jy nou al vir my sê, waarin moet ons hierdie 28 deel? Die 28 moet in 7 dele. Is jy seker? Hierdie boomdiagram maak my de mekaar. Dan moet ons 'n bietjie op hom werk. Tel vir my in 7's, Marley. Wel, ons gaan hom in 3 moet deel. En 4. 8 en 4 en 4. 7 en 4 is 8. Ja, okay, jy sê ek het nie raaiskryf gegee 28. Okay. Goed. So hoe gaan ons hom nou uitwerk? So ons het nou 5 14des, ons moet almal na 28 toe vat, né? Maar is daar, ons moet daai ene eers na 28 toe vat, is ek reg? Ja, oom, of ons, ja, dit hang af. So ons gaan sê, hy is, ekskuus tog, jammer, 28 en 14, en ons sit hierso. So, wat moet ek doen om van daai een tot daai een te kom, Marley? Maal 2. Maal 2, so dis 10, so kan ons som al so maak, 10 op 28. Ja. Ja, okay, goed, right, nou kan jy sien, is ook hierdie een net maal 2, né? Goed, en die volgende ene? Maal 4. Okay, dis hoeveel op 28? 16. Kan jy vir my die antwoord sommer so gee? Ja, 28, 'n hele. Al die moeite net vir een. Okay, goed, right nou, julle ons 'n bietjie meer as 'n uur, ja, hier's nog 2 goedjies wat ek wil doen, en dis nou net lekker oefeningkies, nou kan ons hierdie doen. Ons vat 18,
en dan, ek sal hierdie slides net so met julle deel met al my merke goed op, dan laat ons hulle 'n 6de uitwerk, en dan skryf ons daai antwoord daar so op die thinking tools manier, en 'n half, en wat kan ons nog hier so sit, 2/6. 2/6, dan kan ons check of die 2/6 dubbel is. So ons kan hulle klomp van hierdie aktiwiteite gee, sodat hulle patrone kan raak sien. En ons kan nou tik 'n lekker ene, ons vat hierdie ene, en ons maak so, maar ons soek nou, ek dink nou aan 'n oulike ding, ons vat daai ding, en ons soek sy antwoord hier as 'n persentasie, né? As 'n persentasie, maar ons kan ook na hierdie ene toe gaan, en dan sê ons, hoeveel is dit? En dan sit ons nog so 'n blokkie hierso by, want dis mos ons sinne. En ons werk hierso, met ander woorde, hier kom die antwoord uit, en hierso sit ons 'n persentasie. Maak dit sin, Marlie? Ja, Met die man. 6ste werk op graad 5 vlak is nogal moeilik om na persentasies toe te gaan. So die halfte van 18 is 50%, maar om van 6's af na persentasie toe te gaan is bietjie uitdagend vir. Okay, goed. Ek hoor So jou. met Dankie so. Ja, dankie Marissa. So hier moet ons moet slim te werk gaan, en ons sommetjies bietjie beter kies, want ek het nou so die disruptive cast het nou sommer hier 'n nuwe ding raak gesien. Okay. Good. Alright, is daar nog 'n vraag of 'n ding oor breuke? Nou wil ek net vir julle sê dat ek en Marista het al klomp lesse aangebied daaroor. So hierdie is net een hoek wat ons nou vir julle gee. Maar vir elkeen van daai is daar nou 'n les. Right nou, wat ek wil hê, julle wat nou hier is, moet uiteindelik expert op word soos Marista. Kyk, Marista kan ek in 'n oorlog instuur, want ek weet, sy kan dit doen. En ek wil so veilig met julle sit. As ek met vakansie gaan, dan gooi ek vir Marista en ek gee vir haar 'n ander juffrou. En sy gaan net aan. Ek hou hulle nie. Ek hou hulle nie dop nie. Ek is nie bang Marista gaan verduidelik nie, want sy weet sy mag nie, want sy is nie meer in daai mindset nie. En ek wil julle almal Maristas maak. Jy moet nie presies soos jy nie, maar jy hoor, jy jou standaard, ons praat van 'n spesialis. Weet jy nou hoe sien ons hierdie hele ding, Marlies? Ek sien dat Maatry op hierdie stadium is nou nog as ek vergelyk het met 'n hospitaal, né? Sy het nou net hier ingekom, sy is nou 'n groot portier. Sy stoot net rond. Okay, goed. So as sy nou die kursus doen, dan word sy tipe van 'n assistent verpleegster. En dan word sy 'n verpleegster, okay? So julle ander wat hier sit is so al verpleegsters, né? En dan maak ons van julle dokters en dan maak ons van julle spesialiste. En dit is waar Marista in vat na 4-5 jaar. Sy werk en baie dink en klasse aanbied en baie foute maak. Gee my 'n takeaway op hierdie uur en 'n half, amper. Wie gooi eerste? Ek sal hom kas. Gooi Maureen. Maureen. Ek dink dit net daai wat ons weer teruggegaan het na die basiese van die breuke toe, van waar ek 'n heel deel met 'n half en na 'n derde toe en 'n vierde. Ek dink ons vergeet baie keer dat ons net met die kinders eers daai konsep moet vas lê voordat ons verder aangaan met ander goeters, en half elke keer voordat jy begin met breuke weer, want ek dink jy het mos so lossorg gedoen, dat ons net eers weer dat hulle daai kan sien voordat hulle op iets anders bou. Ek dink die DBE boek aan die agterkant het so oulike breekding wat jy kan uitskeer wat op kartonnetjies is hier by ons. En ek dink mense moet
jy weet half 'n sakkie hê waar die kinders dit kan insit en dat hulle fisies daai breuke nie die hele tyd sien. Want dis die groot ding vir hulle verstaan nie waar kom hierdie breuk vandaan nie. Okay, maar nou wil ek met jou praat, sodra as wat jy 'n ander ou se kaartjie sien met breuke, is dit nog nie jou eiendom nie. Ja, maar dit kyk, ek verstaan sê dat hulle dit teken en daai tipe van goeders. So miskien eers hulle dit laat teken maar daai is net daai visueel dat hulle kan sien fisies hoe lyk dit. Maar ek hou van die ding wat ek raak gesien. Hoor ek vir jou sê, hulle moet nie ander ouens so goed sien nie, hulle moet hulle eie skep. Dan het daar hoor wat ons sê. Gebou. Jy hoor wat ek sê. Ja. Okay. Goed, Beatricia, gooi. Heerlik soos altyd, oom Cas, ek leer so baie. Ek geniet dit. Daar sê, dankie Marista, het haar telefoonnommer daar gegooi, julle het hom, né? Is op die chat. Goed, Gerda gooi, Gerda Marie. Dis baie goed, ek hou daarvan om die goed te koppel, soos die persentasie en die breuke en die tree map om nou dit mooi visueel ook voor te stel. Ja. Daar sê, Madre gooi. Oom Cas, ek het net ook voormalig gesê, soos vir my, kinders is vinnig oorweldig deur breuke, so vir my om net weer te sien, soos letterlik begin by, hoe lyk julle, hoe lyk alwe, so definitief soos presies want begin, dan beslis ek nou heeltemal nie, so, die diagramme was my baie interessant, ek sal definitief met hom kontak maak, ek stel definitief belang om meer te leer, so dit was definitief my iets niets en dit het vir my 'n nuwe wêreld oopgemaak, so, ek het baie geleer, ek gaan vir my ure kan vertel nou, so, dankie oom. Dankie, en alle heles is nie ewe groot nie, is ek reg? Ja, definitief nie. Ja, ons ken ons daai, wat is daai sjokolade, die chomp en 'n lekker lint, né, verskillende groottes, né? 'n halwe lint is nie dieselfde as 'n halwe chomp nie, en 'n halwe chomp is ook nie so groot soos 'n lint nie, maar albei het 'n halwe. En dis ding wat die kinders nie lekker klik nie. Dankie Marlies gooi. Cas, ek was nou vir 'n groot gedeelte ook nie hier nie, maar ek dink die feit dat 'n mens vir kinders wil blootstel aan 'n breuk, nie op een manier of twee manier of drie maniere nie, soveel as moontlik maniere, dat hulle kan insien, 'n half lyk so op 'n hierdie map, 'n half lyk so op 'n papier, 'n half lyk so op 'n tafel. So al die verskillende maniere om hulle aan breuke voor te stel, dink ek is baie, baie kosbaar. Daar sê dankie Elise gooi. Net deur om dat te sien dat deur om eintlik stadiger te gaan, want ons doen dieselfde ding op verskillende maniere, beweeg mens eintlik baie vinniger. En dan hulle dit vinniger. Daar sê, ek laat my nou iets hierso dink, ek sal nou vir die kinders, ek het gaan na daai sommetjie toe gaan, waar was hy, die 5de en die, kom ek sê dit sommer, ek kry nie som dadelik nie, as jy vir 'n kind sê 'n half plus 'n derde, dan gee jy nie die volgende som nie. Jy vra vir hulle, wat is die volgende som, maar jy sê, werk hom nou mooi uit, dat hy kan maklik uitwerk. Kan jy sien? En as hulle bijvoorbeeld dan vir jou 'n kwart plus 'n 3/4 gee, dan is dit fyn, want hulle het iets raak gesien, hè? Maar as hulle nou vir jou sê, 'n derde plus 'n 3/4 of 2/3 plus 'n kwart, dan is dit dieselfde som, is net 'n bietjie anderster, maar jy het hom nie vir hulle gegee nie, hulle moet hom gee, en jy scaffold hulle tot hulle hom vir jou gegee het. Okay, wie moet nog praat? Lisa praat. Lyk my Lisa het ons met die hond gelos. Nee, ek is hier, Cas, ek is hier. Okay, gooi.
Wel, vir my, as 'n onderwyseres van baie jare nou al, het ek agtergekom dat vir my, ek is 'n visuele leerder. So, die probleem is net is dat ek het nou vir die kinders al van, ek het die voorreg gehad om kindertjies van graad 1 tot graad 7 basies deur te vat vir wiskunde. En met probleemsomme het ek vir hulle gesê, teken dit, want as jy dit kan sien, gaan jy dit kan, jy weet, verstaan. Maar aarde die kinders was die luiste goedjies om te teken. Ek weet nie hoekom nie. Weet jy, as 'n kind nie iets doen nie, dan is daar twee redes, né? En dan skryf ons dit toe aan leiheid wat nie die een is nie. Die een is hulle weet nie hoe nie, en die ander een is hulle kan nie. So as jy teken 'n prentjie, jy nou vir my sê teken 'n prentjie dan van 'n ding, dan doen ek dit nie wat ek weet nie. So ons moet hulle scaffold. Jy hoor? Ja, ek verstaan dit, maar ek meen, so, ons het begin by graad 1 met teken 3 appeltjies en dan vat jy 1 appeltjie weg. En ek meen, dis nou so maklik vir hulle om net die cirkeltjies, 3 cirkeltjies te trek en 1 dood te trek. Maar die goedjies was so lui geweest. Ek het vir hulle gesê, teken alles, as julle dit teken, gaan julle dit verstaan. Maar o aarde, ek het gesukkel met die goedjies, tot en met graad 7 toe, om hulle, en toe kom ek tot die slotsom, hulle is net eenvoudig te lui om te teken. Hulle wil net gespoonfeed word die hele tyd. Okay, maar onthou net, wie het hulle van spoonfeed afhanklik gemaak? Nie ek nie, ek beloof jou dit. En ek het hulle van graad 1 tot graad 7 gehad. Okay, goed, ek hoor wat jy sê. Okay, Sanet gooi. Hallo oom, ja, dit was nou weer interessant. Baie dankie. Dit was makliker as gisteraan se les. Ja, en dit was lekker om te weet daar's 'n klomp lesse wat 'n mens in een les kan indruk. So 'n klomp kurrikulums in een kurrikulum of so ietsie wat oom genoem het. So dit was baie insiggewend. Baie dankie oom. Daar's ek. Wat ek ook vir jou net wil sê is, onthou jy gaan in een, as ek nou praat van een les, dan praat ek van, kom ons sê 'n week, né? So jy gaan nie in een klas, in een periode, gaan jy nie ekwivalente breuke en dit doen nie, maar jy gaan alles so integreer, sodat jy dit in 'n week alles as een tema aanpak, maar jy gaan dit nie, dit klink nou maklik as ons dit nou hier doen, dit lyk of dit in 'n week, of in 'n periode is, maar dit is nie 'n periode, die kinders moet foute maak, hulle moet agterkom, hierdie is nie 'n ekwivalent aan daai een nie, ensovoorts, dankie. Dis reg oom. Dankie. Marley, dis jou klas, gooi. Wat het jy geleer? Ek gaan nou baie voorbereiding gaan doen, want ek wil nou, ja, boek te hê wat ek vooruitwerk. Soos, ek het my eie skrif, wat ek doen, wat ons môre in die klas gaan doen. So ek gaan verseker nou 'n paar diagrammetjies gaan teken, en goed voorberei. Ja, dis my eerste keer in my lewe wat ek breuke gaan aanbied. Okay, dan het jy 'n groot voordeel. Daar sê, onthou uiteindelik as jy deur hierdie hele proses is, Marley, dan dink jy net, okay, ek gaan vandag kwarte doen, en ek gaan kwarte se ekwivalente doen. En dan moet hulle die maps teken, né? En soos wat hulle teken, sê jy wys. So jy gaan nooit weer iets verduidelik vir hulle nie. Seker reg. Daar sê. Baie dankie julle, dit was nou 'n lekker, almal het gepraat, né? Dit was nou 'n baie lekker klasie gewees, wees veilig en wees geseënd, maar is daar nogmaals dankie dat jy my kom help het, dis 'n groot waardering. Goed, hoop om julle weer te sien, en as jy 'n probleem het, kom gooi hom hierso, hoor, dan doen ons ene, en dan doen ons nog 'n klas as dit nodig is. Okay julle, goed gaan, tata.